Welkom terug. Vandag neem jou bronne ons na Iwabuchi. Dis nou Iwabuchi-maku, 'n wijk in Tokio se Kita-distrik. Kyk, op die oog af lyk dit dalk maar net soos enige ander woonbuurt, né? Ja, dit kan maklik so lyk. Maar soos ons hier deur hierdie artikels en notas begin werk, kom daar laag van regtig fascinerende geskiedenis na vore. Ons praat van Shogun se reise, groot gevegte teen 'n kwaaie rivier en selfs die storie van inwoners wat vasgeskop het vir hulle buurt se naam. Nogal ja. So ons plan vandag is eintlik om die belangrikste stories en miskien daai versteekte hoekies wat jy kan besoek uit te lig, sommer so 'n kort pad om die hart van Iwabuchi te verstaan. Is jy reg? Absoluut. Kom ons spring weg. Kyk, die kern van Iwabuchi se identiteit lê regtig in sy strategiese ligging van ouds. Jou bronne wys duidelik, dit was vir eeue lank 'n kruispunt, weet jy, waar belangrike paaie en waterweë bymekaar gekom het. En dis nie net in die geskiedenisboeke nie. Glad nie. Daardie geskiedenis dis steeds sigbaar in die uitleg, die atmosfeer van die plek vandag. As mens nie weet waarna om te kyk, né? Goed, kom ons begin by een van die oudste lae dan, Iwabuchi as 'n posdorp. Jou bronne sê dis die eerste posdorp, die Shukuba Machi op die Nikko Onari Kaido. Dis nogal belangrik, né? Want dis die roete wat die Tokugawa shoguns gebruik het vir hulle pelgrimstogte na daai groot Nikko Toshogu heiligdom. Presies. En anders as daai 4 groot besige posdorpe aan die rand van Edo, jy weet Senju, Itabashi en so aan, was Iwabuchi stiller. Maar steeds noodsaaklik. Hoe het hulle die rivier oorgesteek? Wel, die bronne beskryf hoe reisigers gewoonlik die Arakawa rivier hier met 'n veerboot moes oorsteek, 'n watashibune. Net 'n veerboot. Ja, meestal. Net wanneer die shogun self gereis het, is daar spesiaal 'n tydelike pontonbrug gebou, 'n funabashi. Tjoe. Ja. En die middelpunt van die dorpie was die Iwabuchi Hachiman heiligdom, die Chinju of beskermgod. En naby waar die huidige Shin Arakawa Ohashi brug is, was die Toyaba. Die Dis kantoor. reg. Die kantoor wat die perde en die draaiers gereël het, blykbaar bestuur deur die Odagari familie. En daar staan vandag nog 'n klein monumentjie, die Toyaba Ato no Hi, wat daai plek aandui. Dis fantasties. Maar nou, hierdie bring ons by 'n storie wat regtig uitstaan in jou bronne. Die stryd om die naam Iwabuchi. Ag ja, dis 'n goeie een. Na die oorlog met die modernisering van adresstelsels was die plan mos om die hele gebied Akabane te noem. Die naam Iwabuchi sou, wel, dit sou net verdwyn het. Ja, maar die inwoners het dit nie so aanvaar nie, glad nie. Jou bronne vertel van 'n 8 jaar lange veldtog. Dit was veral die mense van die ou Iwabuchi Chome wat voorgevat het. 8 jaar? Ja, hulle het beklei om daai historiese identiteit te behou. En hulle het gewen. Dis wragtig 'n merkwaardige voorbeeld van hoe 'n gemeenskap kan saamstaan teen, kom ons sê, bureaukratiese veranderinge om hulle erfenis te beskerm. Dit verduidelik seker hoekom die moltreinstasie vandag Akabane Iwabuchi heet. Presies. Dis letterlik op die grens. En daai grens word gemerk deur die Kita-Hondori straat. Dis nou roete 122, wat interessant genoeg min of meer dieselfde roete volg as daardie ou Nikko Onari Kaido. Die naam self is 'n monument, soos jy sê. Dis 'n lekker stukkie inligting vir iemand wat daar rondloop. Definitief. En as jy die Iwabuchi Hashiman heiligdom besoek, dis steeds die hart van hierdie ou area, né? Sal jy sien die hoofgeboue staan op 'n verhoogde platform. Hoekom is dit? Dis 'n ou tegniek, 'n mizuya, ontwerp om teen vloede te beskerm. En dit gee ons sommer 'n leidraad na die volgende groot tema in Iwabuchi se storie. Daar is selfs 'n gedenksteen by die heiligdom, die Chome Sonzoku no Hi, wat daai stryd om die naam te bou herdenk. Die stryd teen die rivier. OK, die Arakawa. Dit was duidelik 'n groot faktor hier. Absoluut, 'n reuse faktor. Die naam Arakawa beteken mos letterlik rowwe rivier. En die bronne beskryf sy kawakuse, sy slegte humor. Dit was berig vir sy vloede, werklik verwoestend. En daar was legendes ook. Iets van 'n drywende eiland? Ja, Ukima. Dit beteken drywende ruimte of drywende eiland.
Die legende wil dit hê dat tydens groot vloede hierdie stukkie hoër grond bo die water uitgesteek het, 'n veilige hawe. Amper soos Noag se ark, né? Dis selfs op ou vloedkaarte, die Arakawa-Ranryuzu, aangeteken. En kan jy daai plek vandag sien? Ja, dis nou Ukima Park. En dis meer as net 'n park hoor. Dis amper soos 'n oopligmuseum. Jy kry blykbaar ongelooflike kontrasfoto's daar. Watervoëls in Japanse tuine voor, met die Tokyo Skytree en Shinjuku se wolkekrabbers in die agtergrond. Klink mooi. En iets vir treinentoesiaste. Ja, daar's oorblyfsels van die ou Ukima Funado-stasie se platform. Dis deel van Japan se eerste privaatspoorlyn geskiedenis, ook perfek vir gesinne. Maar die rivier het aangaan probleme gee. O ja, die ware keerpunt was eers die groot Kanto-vloed in 1910, Meiji 34. Dit was katastrofies. Tokio was vir weke lank onder water. En dit het gelei tot 'n reuse ingenieursprojek, die Arakawa-vloedkanaal, die Arakawa Holshwiro. Dink daaraan as 'n nuwe kunsmatige rivierbedding, 22 km lank, om toekomstige vloedwater veilig see toe te vat, weg van die stadskern. En die hart van daardie projek was die Iwabuchi sluishekke, né? Dis waar ons die bekende rooi hek, die Akasuimon, kry. Presies hy, voltooi in 1924, Taisho 13, 'n indrukwekkende rooi baksteenstruktuur. Die bronne noem dit die Oosterse Panama-kanaal. Dit sê nogal iets oor die skaal daarvan. En hoe het dit gewerk? Die funksie was eenvoudig, maar briljant. Met normale watervloei laat dit water in die ou rivier loop in, dis nou die Sumida rivier, vir die stadsgebruik. Maar tydens vloede, dan sluit dit. Dit dwing die groot watermassa in die nuwe vloedkanaal, die hoof Arakawa vandag, en hou dit weg van die digbevolkte gebiede. Slim. Wie was die brein daar agter? Die hoofingenieur was Akira Ayoma. Hy het selfs aan die Panama-kanaal gewerk, so hy het geweet van groot waterprojekte. Maar toe het die rooi hek self in die moeilikheid beland. Iets met die grond. Ja, presies. Grondversakking, Japan Chinka. Dit was grootliks omdat te veel grondwater onttrek is vir die industrie na die oorlog. Die hele hek het letterlik gesak. So dit was nie meer hoog genoeg nie. Korrek. Dit was nie meer hoog genoeg om die ergste moontlike vloede te hanteer nie. Daai vrees is versterk deur die Kasurin-tyfoon in 1947, toe die water amper oor die bopunt van die hek gegaan het. Dit het toegelei tot die bou van die nuwe hoër blou hek, die ou Osimon. Waar is die een? So 300 meter stroom af. Dit is in 1982, Showa 57 voltooi. Maar die ou rooi hek staan daarom nog. Ek het al foto's gesien, dit lyk ongelooflik. Dit staan nog, ja. En dis nou 'n beskermde historiese monument. Regtig fotogenies, veral so teen sononder. Dis 'n wonderlike plek om te besoek. Wat kan jy daar doen? Jy kan oor die hek self loop na 'n klein eilandjie, Nakanoshima, tussen die rooi en die blou hekke. Daar's interessante monumente soos een vir 'n ou grassny-kampioenskap. Regtig? Ja, die Kusakari no-gi en 'n moderne kunswerk, Skidimaan. Dis ook die beginpunt van die baie gewilde Arakawa fietsroete. En kyk dit vir die klip wat wys waar kroonprins Hirohito gestaan het toe hy die projek in 1924 kom besigtig het. Dis 'n hele paar redes om soontoe te gaan. Dit wys net hoe die rivier alles gevorm het, maar daar was ander historiese lae ook, nê? Nee, ou paaie. Inderdaad, behalwe vir die Shogun se roete, was daar ook die Kamakura Kaido Nakanomichi. Dit het ook hierdeur geloop. Dit was 'n belangrike militêre en handelsroete wat die ou hoofstad Kamakura met Noord-Kanto verbind het. En daar's 'n heiligdom wat daarmee verband hou. Ja, een van die oudste heiligdome in die hele Kita-wyk, die Tenzo-heiligdom. Blykbaar gestig in die laat Heian-tydperk deur 'n samurai, Toshima Taro Chikatsune. En dit staan langs hierdie ou pad. Klink na 'n baie rustiger stukkie geskiedenis, amper weggesteek. Dit is presies dit. As jy die Tenzo heiligdom besoek, kry jy daai gevoel van 'n Jinju no Mori, 'n beskermende woudheiligdom. Dis stil. Dit voel ver van die stad se gewoel. Dis 'n kans om 'n ander ouer ritme van Tokio te ervaar. En as jy gelukkig is, As jy gelukkig is om tydens die Herfsfees, die Shuki Taisei in September daar te wees, kan jy dalk die plaaslike Mikoshi, die draabare heiligdom se optog sien. Dis 'n egte gemeenskapsoomblik. goed, so ons het die posdorp, die gevegte met die riviere, die ou paaie, maar hoe het dit alles nou ontwikkel tot die Iwabuchi en Akabane wat ons vandag ken? Die moderne tyd.
Wel, die groot verandering was seker die koms van die spoorweë in die Meiji-era. Akabane-stasie, net suid van die ou Iwabuchi posdorp, het die nuwe fokuspunt geword. So die ou Iwabuchi het bietjie begin terugstaan. Ja, die energie het verskuif. En Akabane het ook 'n belangrike militêre basis geword, 'n guntu of militêre stad. Wes van die stasie, op die Akabane-Daai-plato, was daar uitgebreide weermagsfasiliteite. Kruitfabriek, kleremagazyn, ingenieurs. En na die oorlog. Is daardie terreine meestal herontwikkel vir behuising. En dit bring ons by vandag se Akabane. Veral daai area oos van die stasie. Jou bronne beskryf dit as nogal legendaries, 'n Sakaba Sengoku, 'n kroogoorlogsone. Ja, die Akabane Ichiban-gai en daai klein steekies rondom dit, dit het ontwikkel as 'n soort lewendige brug tussen die ou Iwabuchi en die nuwe stasie. En dit het 'n reuse reputasie gekry vir sy oorvloed Sakaba. Dis nou izakayas, informele kroë en bekostigbare heerlike kos, wat die Japanse BQ gourmet noem. So dis die plek vir Klassieke goed soos mutsuni, dis 'n soort afvalbreadie, en hormonjaki, gebraaide afval. Dis waar die locals gaan eet en drink na werk. klink na 'n baie autentieke Tokio ervaring. Nie die blink liggies nie. Dis presies wat dit is. Om saans daar en laai nou steegies te wees, skouer aan skouer met die salaryman, 'n bier te drink by 'n klein toonbank. Dis raserig, dis energiek. Dis wêrelde verwyder van die glans van Ginza of Shinjuku. Dis die regte ding. En jy kan seker ook unieke aandenkings daar kry. Ja, in die ou winkeltjies in die arkade, tradisionele versnaperinge, pickles, daai soort ding. Jou bronne noem ook kortliks die industriële verlede hier rond kleurstoffabrieke en die Koyama Sake brouery wat ongelukkig in 2018 gesluit het. Hulle het Tokiaanse water gebruik vir hulle Marushin Masamune sakke. Dis jammer dit is weg. Ja, en die Oji Paper Mill was ook naby. Jy kan meer oor hulle leer by die Papiermuseum in die naburgeleë Asukayama Park. Maar vandag is die dominante karakter van Akabane Ichibangai daai lewendige eet- en drinkkultuur. En vir ander perspektief, 'n uitsig oor alles. Die bronne noem die Hoktopia gebou. Ja, dis naby Oji-stasie. Daar's 'n gratis observasiedek op die 17de vloer. Dit gee jou 'n wonderlike panorama oor die hele area. Dit help nogal om te sien hoe al hierdie plekke, die rivier, die ou posdorp, die stasie, die parke, in die groter stadslandskap inpas. So, as ons nou alles so 'n bietjie saamvat, Iwabuchi en Akabane is duidelik veel meer as net name op 'n stasiebordjie of kolletjies op 'n kaart, né? Nee? Definitief. Dis 'n plek waar jy die ekkos van shoguns kan hoor, die krag van die rivier kan voel, die trots van 'n gemeenskap wat vir sy naam beklei het, kan waardeer, en dan die pure energie van die moderne stad se eetplekke kan ervaar. Alles op een plek. Wat ek fascinerend vind, is hoe sigbaar daardie geskiedenis nog is, soos jy aan die begin gesê het. Presies, die manier hoe 'n straat draai volg dalk 'n ou pad, die naam van 'n stasie vertel 'n storie van 'n ou stryd, die ligging van 'n heiligdom wys hoe mense gebou het om vloede te weerstaan. Dis amper 'n mikrokosmos van hoe Tokio oor eeue gevorm en hervorm is, laag op laag. Jou bronne het ons beslis op 'n ryk ontdekkingstog geneem vandag. Hoopelik het hierdie gesprek jou, die luisteraar, 'n nuwe lens gegee, 'n manier om hierdie oënskynlik gewone buurt en miskien ander plekke ook met nuwe oë te sien. En net hier se laaste gedagtetjie wat uit die bronne spring, iets om oor te wonder. Die Iwabuchi Nagi. Die wat? Die Iwabuchi Nagi, dis 'n spesiale soort spreetui wat eens op 'n tye 'n plaaslike spesialiteit was hier. Maar dit het verdwyn met verstedeliking en modernisering. Ag, dis interessant. Ja, en dit laat mens wonder, watter ander vergete smake of stories of tradisies lê nog begrawe in die geskiedenis van plekke soos hierdie? Dinge wat wag om miskien eendag weer herontdek te word. Dis 'n mooi gedagte om jou af te sluit. Iets om oor te wonder, inderdaad. Dankie dat jy saam met ons vandag dieper gedelf het. Plesier. Tot volgende keer.